Asai, goeiemôre van my kant af ook. Dit is so lekker om saam met julle vanoggend te kuier. En ek weet die vanoggend, ek het vanoggend vir iemand gesê, as jy vanoggend hier is nie, dan is jy waarlik 'n Christen. Spit vir mense wat nie bed nog steeds lê. Nee. Ons maak vandag klaar met 'n reeks rondom rentmeesterskap. Rondom die gedagte van oor min was jy getrou. En as ons oor dit gesels, dan wil ek vandag met jou gesels oor die volgende, oor jou goed, oor jou tyd, oor jou besittings, yes, oor jou geld. Ek wil met jou gesels van jou bankbalans tot hoe jy jou selfoon gebruik, tot hoe jou grasperk lyk. As jy nie gister gesny het nie, sterkte vir volgende week. Rentmeesterskap gaan nie oor hoeveel jy het nie. Maar dit gaan oor hoe ek dit wat ek het gebruik. Iemand het die volgende gesê en dit was nogal vir my baie profound. Stewardship is purpose over possession, responsibility not possession. Ek wil hê kyk gou weer saam met my. Stewardship is purpose over possession. Responsibility over of not possession. Is ons besig om dit wat die Here vir ons gegee het goed te bestuur? Maurice het mooi vir ons in die eerste week die gedagte rondom Lukas 19 of Matteus 25 waar daar gepraat word van die vergelyking of die gelykenis van die eienaar wat vir sy slawe kom eintlik geld gee, munte gee, talente soos die Bybel sê, maar dis geld. En hy het vir ons mooi verduidelik dat die persoon wat dit gaan begrawe het, was by 'n plek waar hy gesê het, ek is selfsugtig, ek gaan dit vir myself hou. En dan gaan nie 'n rentmeester hiervan wees nie. Dis hoekom hy dit nie in die bank gaan sit het nie. As jy daai gemis het, wil ek jou regtig uitnooi, gaan luister na daai boodskap, is ongelooflik goed. Dis die eerste een in die reeks. Maar ek wil hê ons moet vandag bietjie gaan kyk en verder gaan kyk na hierdie gedeelte. En wat daar staan, wat die Here vir ons gegee het en toe ek besig was met die voorbereiding hiervan, is dit so maklik om by 'n plek te kom waar ek jou gaan verloor, want Willem gaan nou praat oor geld. En ek wil hê jy moet vandag glad nie soontoe gaan nie. Ek wil vandag sommer van nou maar vir jou sê, ek gaan nie nou met jou gesels oor geld nie. Ek praat oor 'n beginsel. 'n Geestelike, goddelike beginsel. En ek hoop jy ken my hart in dit. Ek hoop jy sien my hart in dit vanoggend. Matteus 25 lees ons dit. En ons lees in vers 15. Vir een het hy 5 talente gegee, vir die ander 1 2 en vir nog 'n ander 1. Vir elkeen volgens eie vermoë. Nou daai woord vermoë wat ons daar lees, of die eie vermoë, is wat ons sien as ability. Yes, okay, dit is great, dit is my vermoë. Ek het soveel vermoë gekry. Maar as ek gaan kyk na die oorspronklike woord wat daar gebruik word, is dit die woord dynamis. Dynamis. Wat beteken daai woord? Daai woord beteken net dood eenvoudig krag. Ek weet nie van julle wat nou sal onthou, jy het 'n dynamo op jou fiets gehad. Okay, en as jy vinnig gery, dan gaan die liggie skerper. Okay. Dis waar daai woord vandaan kom, krag. Maar die mooi ding wat hy hierso sê is, dis nie my krag nie, dis 'n bo-natuurlike krag wat vir my gegee word. Sodat ek dit kan bestuur volgens dit wat die Here vir my gee. So wanneer Jesus hierdie vertel, dan is hy nie besig om te sê iemand is beter as iemand anders nie.
Hy kom en hy sê, luister hier, ek wil vir jou hierdie gee, en ek wil vir jou daai gee, en ek wil vir jou daai gee. Want dis wat ek in jou gesit het. Dis die krag wat ek in jou plaas. En is ons besig om te beweeg of te bestuur vanuit daai krag uit of van my eie denkwyse en my eie vermoëns? Hoe is jy besig om jou tyd, jou talente en jou geld te bestuur? Te steward. Ek hou van daai woord. As mens sê te rentmeester, dan klink dit nie regtig heeltemal reg nie. Hoor gou hierdie gedagte wat Rick Warren gesê het. Hy sê, you cannot be everything God created you to be by trying to be what He created someone else to be. Net as dit jou nie genoeg geslaan het nie, hoor gou wat sê John Ortberg. Hy sê, God will not hold you accountable for your neighbor's gifts. He will only ask you what you did with your own. Wat probeer ek hiermee sê? Ek wil vandag vir jou kom sê dat ek dink partykeer is ons grootste moeilikheid as dit kom by rentmeesterskap, as dit kom by dit wat die Here in ons hande geplaas het, is dat ons is besig of ons wil dalk ander mense se goed steward. En nie dit wat die Here vir ons gegee het. Ek wil vandag het waag om te sê dat wanneer ons by 'n plek kom waar ons goed steward wat ons nie hoef te steward of moet steward nie. En nou praat ek van tyd, jou gawes en jou geld. Eintlik alles. Ek praat van jou wese. As ons doen wat ons nie moet doen nie, as ons nie in belyning is met dit wat God oor ons uitgespreek het nie, dis waar vrees, angs, stres en al daai goed van die wêreld vandaan kom om te sê, luister hier, jy moet perform om hierdie te doen. Is dit werklik wat die Here vir ons wil hê? Waarmee is ons besig? Die Here sê, is jy moeg? Is jy uitgebrand? En daar is die message sê dit so, are you tired? Are you burned out on religion? Come take a rest with me. And say, walk with me, work with me, watch how I do it and learn the unforced rhythms of grace. Of Willem, ek wil so leef. Ek ook. Maar partykeer steward ons iets of ons vat iets om te steward wat die Here nie vir ons gegee het nie. Kom ons gesels gou 'n bietjie oor jou tyd. Aan wie behoort jou dagboek? Aan jou? Aan jou baas? Of aan Jesus? As ek sê aan jou, hoeveel planne maak ons om ons dagboek net by 'n plek te kry waar dit beneficial gaan wees vir my en vir my familie en vir genoegsame van alles. Weet, ek moet genoeg rus, ek moet 'n rentmeester wees. Ek moet genoeg tyd spandeer aan my familie. Ek moet genoeg tyd spandeer aan werk, yes, dis ook belangrik. Ek moet genoeg tyd spandeer aan sy woord. Ek moet genoeg tyd spandeer aan worship. Ek moet genoeg tyd spandeer. En wie van ons kom by 'n plek waar jy voel jy bestuur jou tyd briljant? Die siekte van ons tyd is ek is besig. Ek is besig, ek is baie besig.
Dis nie 'n slegte ding om besig te wees nie, maar waarmee is jy besig? Kan jy stil staan en sê, ek is 'n rentmeester van dit wat die Here vir my gegee het. Almal van ons het 24 uur in 'n dag. En weet jy wat doen ons baie keer, en dit is great, ons kom by 'n plek waar ons maak 'n punt daarvan om te sê, Here, kom saam met my in my meeting in vandag, wees hier deel van hierdie besluite wat ek maak, en terwyl ek in daai meeting sit, dan doen ek weer wat ek doen, en ek's van, Here, is U by my? Plaas van om dalk te sê, Here, waarmee is U besig vandag in my dagboek? Hoe kan ek vandag die beste rentmeester wees van dit wat U in my dagboek kom neersit het? Beteken dit, en ek dink dis nog as mense se opinie oor van ons wat vir die kerk werk, jy weet, ons sit heeldag in die kantoor en lees Bybel en bid, en jy weet, dis wat ons doen, of ten minste 3 keer 'n week, jy weet. Nee. Daarmee sê ek, jy moenie nie beplan nie. Daarmee sê ek nie, jy moet nie by 'n plek kom waar jy self rentmeesterskap vat nie, want die Here het nie gesê, jy's 'n puppet master, ek gaan jou dagboek vir jou uitsorteer nie. As jy jonk is, dan bepaal jou ouers jou dagboek. Okay? Jy bepaal jou kinders se dagboek, party van julle. Maar dan kom maar 'n punt wat hulle jou dagboek begin bepaal. Nee. Nou die vraag is ons besig om die Here toe te laat, om ons te guide? Of neem ons net oor? Want ek weet mos nou. Ek weet hoe om 'n goeie rentmeester te wees. Willem, ons het hierdie preek seker al 100,000 keer gehoor, ek moet 'n goeie rentmeester wees. I got it. Probeer my beste. Kry dit nog nie reg nie, maar ek sal nog. Ek maak 'n punt daarvan om in my geskeduleerde en ongeskeduleerde tyd werklik waar te kom en te sê, Here, wat wil U doen met hierdie tyd? Kry ek dit altyd reg? Nee. Maar kan ek vir jou stories vertel van waar die Here kom interrupt in moments waar ek gaan stil staan het by iemand in die Spar omdat ek 'n koffie gaan koop het of in 'n parking lot of omdat ek net besluit het ek gaan nou hier stil staan. Ja. Ek kan vir jou storie vertel. Van waar ons het die Here inbraak kom maak het. Nee. Waar ek die Here toegelaat het om deel te wees van my tyd. Hoe lyk jou tyd? Spandeer jy jou tyd aan die regte goed? Of as jy net besig, ek is baie besig. Want dis wat die wêreld van my verwag. Jy weet, as iemand op my rekenaar kyk, dan maak hy my so. Kyk, my baas moet net sien, daai meisie is aan die gang. Soos 'n video wat ek nou reg sien, die ou is besig om games te speel, maar hy het 'n boor aan die kant wat die hele tyd swaai, en dan is daar 'n toutjie wat gaan tot in die kombuis met 'n lepel. Maar die pot roer. Help nie, ons is net besig nie. Want die Here verwag nie van ons om 24 ure dag vol te maak met net besig, ek is besig nie. Ek wil jy moet vandag nie by my antwoorde hoor nie, ek wil jy moet vandag saam met my dink en jou hart ondersoek en by die Here hoor, Here, wat sê U oor my? Want sien, hier's die mooi ding. Hy vra jou om anders te steward met ander tyd, dieselfde hoeveelheid as my. Ons kom gou by jou geld. Moet asseblief nie nou afskakel nie. Ons het 'n vernoot en hy sit hier, Daniel. Wat altyd vir ons sê, geld is 'n tool. Okay, ons probeer nog uitfigure wat hy bedoel, maar nee. Hy sê altyd, jy kan altyd môre nog geld gaan kry. Okay, so as jy wonder hoe gaan praat met Daniel, maar dis vir my so mooi konsep, want hier's die groot ding. Geld is 'n tool in my hande, dit beheer my nie.
Ek het 'n vriendin gehad wat altyd, sy was so vrygewig en ek het op 'n stadium van gesê, jy kan nie net al jou geld uitgee nie. Toe sê sy, weet jy wat? Ek beheer my geld nie my nie. En as ons by 'n plek kan kom waar ons net kan besef dat dit wat die Here vir ons gegee het, ja, want hy het ook die geld vir ons gegee. Ek het hard gewerk daarvoor. Ja, jy het. Dis reg. Maar die Here kom gee dit vir jou. En as jy hom nie sien as jou voorsiener nie, as jy hom nie sien as die een wat vir jou gee nie, en alles behoort eintlik aan hom nie, dan gaan ons dit verkeerd bestuur. Want sien, daar's 'n massive verskil tussen eienaarskap en rentmeesterskap. Want sien, die groot ding vir my is net, as jy 'n rentmeester is, gaan jy anders daaroor dink, want dit is nie myne nie. Ek bestuur dit net. Die Bybel kom sê, en dit is vir my nogals baie interessant, dat Jesus kom en hy maak hierdie vergelyking in Matteus 6, wat hy sê, jy kan nie God en mammon, geld, dien nie. Nou hoekom sê hy daai? Hoekom gebruik hy dit as 'n voorbeeld? Kan hy nie gekom het gesê kos nie? Okay? Of iets maklikers. Hoekom praat hy so baie oor geld? Want hy weet dit kan ons hele lewe heers. Nou, as ek nou vandag vir jou sê of vra, is die enigeen van julle wat nog nooit in sy lewe of die afgelope maand of die afgelope week of selfs in vandag nog nie ge-worry het, gestres het oor geld nie? Kom van die mic asseblief. Want ons doen. Al hoef ons nie. Weer eens. En ek wil dit weer soontoe vat. Jou laerskoolkind, worry hulle oor, gaan ons hierdie maand genoeg elektrisiteit hê? Nee. Hulle gebruik dit net. Okay. Want pappa sal mos net nuwe koop. Gaan ek hulle aanspreek as hulle deel dit mors? Yes. Gaan ek hulle accountable hou? Ja, want hulle is saam met my rentmeesters van daai. Maar weet jy wat? Ek gaan voorsien in dit wat hulle nodig het. Wat sê die Here? I will provide in all your needs according to my riches and glory. Mama, Here, ek worry oor, gaan ek hierdie maak? Is reg. Hoor gou. Wat sê die volgende skrifgedeelte? Filippense 4 vers 11 tot 13. En ons ken vers 13 baie goed. Maar ek wil hê ons moet gou hierdie lees. Lees gou saam met my. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. Dis nou Paulus wat hier praat. Want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees, vergenoegd te wees. Ek hou van daai woord. Dis vir my so 'n mooi woord. Ek weet wat dit is om te min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan, tot dit alles is ek in staat deur hom wat my die krag gee. Weet jy wat, ons is baie vinnig om daai versie te vat en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar hy praat oor voorsiening. Hy praat oor jou finansies, hy praat oor dit wat die Here vir jou gee. Dan is ek tot alles in staat deur Christus wat my bemagtig, wat my die dunamis gee. Dit is dieselfde woord. Dieselfde woord. Aan wie behoort jou finansies? Jy jou beursie nog baie mooi hier of jy steek hom hier agter in jou agtersak weg want nou wil jy hom hê. Okay, en ek gaan nie vandag vra as dit kom by giving, weet, vat jou buurman se beursie en gee wat jy nog altyd wou nie. Okay?
Want dit gaan nie daaroor nie. Kan ek vir jou sê, ek wil nie eers vandag by 'n plek kom waar jy die gevoel het, ek praat oor geld wat jy vir die kerk moet gee nie, want ek doen nie. Ek praat oor die rand en sent wat jy gebruik om te doen wat die Here wil hê jy moet. Of dit is om by die garage te stop elke oggend om vir jou 'n koffie te koop, waar die Here dalk vir jou sê, moenie dit doen nie. En of dit is dat jy so terughou, want nou gebeur daar iets. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, en ek wil hê jy moet vandag dit voor die Here kom neerlê, want elkeen van ons lyk anders. Dit help nie ek steward iemand anders so goed nie. Die battle lê nie in ons beursie nie, maar in ons gedagtes. Die manier hoe ons dink sê meer as dit wat gesien word. Is jou tyd, jou goed, jou geld, jou besigheid, jou kar, jou garage, jou kombuis, jou kinders, aan wie behoort dit? Wie moet die grootste besluit maak oor dit? Kyk, die Here kom leer mense in klein goedjies sodat jy die groot goed kan doen. Dis wat die reeks sê, oor min as jy getrou. Ons gaan nou uitkom by wat sê die tweede gedeelte. Maar ek wil vir jou 'n storie vertel van hoe die Here hierdie ding in my lewe net kom draai het, kom ietsie leer het van, en elke keer as ek daaraan dink, dan kom die Here en hy sê, onthou ek het hierdie gesê. En dit was toe ek my eerste gitaar gekoop het. Nou kyk, ek het op 'n geleende gitaar gespeel my hele hoërskoolloopbaan. En toe het ek 2 Desembers lank by Sportsman's Warehouse gaan werk. En ek het elke sent gespaar, ek was stingy. Okay? As daar iemand was wat iets gekoop het vir lunch, dan het ek van, nee, ek het my broodjies ingepak, baie dankie. En ek het daai geldjies gaan vat en ek het 'n gitaar vir myself gekoop. En weet jy wat? Niemand mag aan daai gitaar gevat het nie. Ek was hyperheilig oor hom. Okay, ek was so heilig dat in my boks, in my gitaarkas, was daar 'n lappie oor my gitaar, want die gitaarkas sorg nie genoeg vir hierdie gitaar nie. Ek het 'n lappie gehad elke keer voor ek speel, vee kom af, en as ek klaar gespeel het, vee kom af, en ek bære vir hom, en as jy na hom kyk skeef, gaan jy sê, ek is rentmeester van hierdie gitaar, los hom uit. Los hom uit. Dis myne. Het hard gewerk hiervoor en ek gaan hom oppas. En as jy vandag van my vra, Willem, waar is daai gitaar? Ek het hom verkoop. Ek het hom verkoop om vir my vrou 'n trouring te koop. Maar dis nie wat die Here my kom leer het nie. Voordat jy nou dink dis die les, nee. Ek verkoop hierdie gitaar en ek kom by 'n plek waar ek sê, Here, hierdie is my brood en my botter. Op daai stadium is ek 'n musiekonderwyser, maar ja, ek wil trou, jy weet. En ek verkoop hom, en ek kom by 'n plek waar ek sê, Here, maar nou het ek nie meer iets om te gebruik, om te doen wat U wil hê ek moet doen nie. Hoekom moes ek hierdie gitaar verkoop? En hy sê, ek wil iets leer. Nou weet jy wat gebeur? Iemand bless my met 'n gitaar, en daai is 'n baie lang storie vir 'n ander tyd. Maar terwyl ek daai gitaar vir die eerste keer vashou, en die ou vir my sê, dis nou joune, kom dit uit my mond uit en uit my gees uit, nee, hierdie gitaar behoort aan die Here. Kan ek vir jou sê dat daai gitaar was al deur soveel mense gespeel? En hy het krappies op, en hy het stampmerke op, en hy het klomp goeders op, maar weet jy wat? Hy het koninkryk al baie gedien. Want hy behoort nie aan my nie.
behoort aan die Here. Selfs Robbie Wessels het hulle op hom gespeel. As ek praat oor myne of eienaarskap, dan moet dit meer gaan oor identiteit as oor selfsugtigheid. Hoor mooi wat ek vir jou sê. As ek iets eien as myne, as ek praat van hierdie gemeente is myne, as ons praat van daai coffee shop is onsin, as ons praat van hierdie kar is onsin, dis myne, dan eien ek hom as gevolg van identiteit, nie as gevolg van selfsug nie. Want alles wat ons het, het die Here vir ons kom gee en gesê, heers. Beteken dit jy mag niks hê nie? Nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken, vat dit wat die Here vir jou gee en multiply dit. Maak dit meer. Want dis wat hy wil hê. Myne want ek is lief daarvoor. Myne want ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Myne want ek gee om daaroor. En nie myne sodat ek dit vir my kan hou nie. Nie want dit gee vir my waarde nie. Lukas 16 vers 10 sê die volgende: Hy wat getrou is in die minste, is ook getrou in die groote. Sien mooi wat daai versie sê en wat ons dink hy sê. As ek getrou is oor die min, gaan die Here vir my meer gee. Is dit wat daai versie sê? Nee. Omdat ek getrou is oor die min, is ek ook getrou oor die baie. As die Here dit vir my gee. Maar dan kom sy 'n volgende ding en ek wil hiermee so 'n bietjie afkom. Hy sê, en hy wat in die geringste onregverdig is ook in die groote onregverdig. Wat beteken daai woord onregverdig? Nou weer eens, dis 'n woord wat ek wil gaan kyk het na wat beteken dit in die oorspronklike, en dis die woord injustice. Dis die teenoorgestelde van justice, van geregtigheid. En as jy my vra, wat is die definisie van geregtigheid of justice? Dan sê ek vir jou, dit is om alles in belyning te bring met dit wat die Here se uitspraak is oor dit. Wat is die Here se uitspraak oor jou tyd? Oor jou goed en oor jou geld? En ek is baie keer by 'n plek waar ek dalk unjustly optree met my tyd, met my goed, met my gawes en met my geld. En hou jou vat na 'n plek toe waar jy daai goed voor God kan kom neersit. En ek moet baie. By 'n plek kom waar ek sê, Here, hier is my tyd. Hier is my talente. Hier is my gesin. Hier is my geld. Hier is my beroep. Hier is ek in my totaliteit. En ek wil dit voor U kom neersit en sê, help my om hierdie te belyn met wat U sê. Nie wat ek dink nie. Nie wat ek wil bereik nie.
Maar wil belyn met U. En weet jy wat is my die grootste gevaar as dit kom by rentmeesterskap? Oswald Chambers het die volgende gesê: Beware of anything that competes with your loyalty to Jesus Christ. Vat jy jou tyd, en jou talente, en jou geld, jou besittings, alles, en hardloop verby hierdie bril. Oxendale Littleton, is van julle wat hier sit, wat finansiëel moeilik trek. Is van julle wat hier so sit, wat in terme van verhoudings moeilik trek. Is van julle wat hier sit, wat in terme van jou beroep, in terme van dit wat jy elke dag moet opstaan en doen, waar jy moeilik trek. Ek het in die afgelope 2 weke soveel mense gesels wat sê ek is by 'n plek van moeg wees, uitgebrand, stres, kan nie meer nie, hierdie jaar moet klaar, ek wil nie meer nie, gaan nie meer nie. What is competing with Jesus in your life? As ek en jy by 'n plek wil kom waar die Here vir ons sê, oor min was jy getrou en oor baie sal jy dan getrou wees. Nee, maar dan wil ek by 'n plek kom. Dan wil ek as Willem Gous by 'n plek kom. Maar ek voor die Here wil kom neerval en sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek nodig het, vind ek by U. Jy het nou gesing. Maar Here, ek wil hierdie as 'n offer voor die voete kom neerlê en kom sê dat dit alles behoort aan U en nie aan my nie. Help my, leer my, wys my om getrou te wees. Want ek sukkel. Ons almal sukkel. As jy nie doen nie, kom gesels asseblief met my. Maar weet jy wat het ek geleer? Here, U sal die middelpunt wees van alles. My gedagtes, my hart, wil ek belyn daar. Nêrens anders nie. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, U ken elke hart, elke huis, elke omstandighede. En ek wil kom bid, o Vader, vanoggend dat U dit waarmee ons sukkel, dit waar ons ratte krap, dit waar ons sukkel om oor te gee aan U, dit waar ons nog vashou en sê ek sukkel om hier getrou te wees. Want ons het voor die voete kan kom neerlê vanoggend en dit daar los. Nie dit weggee nie, eienaarskap vat nie, nie rentmeesterskap opneem nie, o Vader, maar dat ons by U voete kom sit en sê help, want ek weet nie hoe nie, ek wil getrou wees in die klein. Want ek is getrou dan in alles. Dankie dat U kom bedien op plekke waar ons nie vanoggend kan bedien nie, o Vader.
Kom losmaak waar ons nie noodwendig kan losmaak nie. Kom vasmaak waar ons nie noodwendig kon vasmaak nie. Kom waarheid insit waar daar leuns was. Kom dinge skuif wat ons tot vandag toe nog nie verstaan het nie, o Vader, dat U kom doen wat ons mee sukkel. Want Here, ons wil uitstap in 'n wêreld en dan sê, dit gaan oor U en die koninkryk. En ek is getrou in dit wat U sê. Ons loof U naam vir dit, o Vader.